Ons sit by week 3 wat ons bietjie saamgesels oor gestuur na hier. En ons kyk bietjie na die lewe van Josef. Nou daar's baie Josefe in die Bybel. So vinnige Google search gaan vir jou sê daar's omtrent 10 van hulle waaroor jy vinnig kan lees. En hierdie is nou die eerste Josef, dis Josef met die baadjie. Dis Josef wat Egipte toe gaan, dis Josef wat tronk toe gaan. Daai is die Josef waarvan ons dan nou vandag waaroor ons vandag nou 'n bietjie verder gaan gesels. En Josef het 'n fascinerende storie. Jy kan baie leer by Josef en ons besef een groot ding aan Josef, dat hy wys iets uit oor ons menslike natuur. Partykeer lees jy mos die Bybel en dan as jy dit lees en dan kyk jy so na jouself en jy sê, "Oeh, ek moet daai beter doen. Ek moet daai anders kan doen. Ek kan leer by hierdie ou." En Josef wys iets uit in ons menslike natuur en dit is dat in moeilike seisoene droom ons maklik weg. In frustrerende oomblikke droom ons maklik en sê, "Jesus Here, sit my uit, vat my weg, sit my 'n beter plek, maak hierdie seisoen weggaan of verbygaan." Maar Josef wys vir ons iets van in uitdagende situasies, om nog steeds te vertrou op die God wat ons daarheen gestuur het. Dat daai selfde God in beheer sal wees daar waar ek is en dat ek sy mondstuk kan wees oral waar ons gaan. Ek begin om net daai stuk te lees, daar Genesis 40 vers 8, hier is Josef binne in die tronk in uitdagende oomblikke. En dan die twee mense wat ingekom het, ons nou die skinker en die bakker kom daar, en hulle het albei die drome in vers 8 lees. Hulle antwoord hom, albei van ons het laas nag gedrome, maar niemand kan dit vir ons verklaar nie. En Josef in daai oomblik, in daai uitdaging, sê om drome te verklaar is die werk van God. Antwoord Josef, vertel my wat julle gedroom het. Josef het 'n manier gehad om in daai oomblikke altyd te kan wys na God toe. Om die mense rondom hom te kan vat na God toe. En ek dink ons leer 'n baie belangrike vaardigheid daar om te kan sê in en deur alles. Hoe wys ek na God toe? Soos 'n kompas wat noord wys, maak nie saak hoe jy my draai nie, gaan hy wys na iets wat waar is. Ek dink 'n groot mispersepsie wat Christene soms kan hê is, ons dink dat net omdat dit met my sleg gaan, beteken dit dat God nie besig is om met my te werk nie. Dat net wanneer dit met my goed gaan, is God aan die werk. Inteendeel moet ons besef dat in en deur alle seisoene en uitdagings, God is nog steeds aan die werk. In die oomblikke wat ek vasgevang is God nog steeds aan die werk. En in die tyd toe Josef in die tronk was en gedroom het om vry te wees, was God nog steeds aan die werk. God het hom gestuur na daai oomblik van uitdaging, sodat hy heeltemal anders kan kom leef. Daar's 'n prentjie wat ek gou op die bord wil gooi, van twee plante. En die eerste een, die een aan jou regterkant, lê in fantastiese grond, goeie grond, wortels is diep en hierdie plant is besig om te groei. Hy doen goed, die situasie rondom hom is gemaak vir hom om te floreer. Maar die een aan jou regterkant is besig om deur krake in die sement uit te bou. Hy breek uit en hy groei eintlik daar waar hy nie moet nie. Het jy al langs die pad gery of in 'n gebou gestap en jy sien so 'n kraak en daar kom plante uit en jy dink, jy hoort mos nie eintlik hier nie. Jy moet nie hierso aan die groei wees nie, maar jy kry dit reg om in enige situasie te kan floreer. En in albei plante, as gevolg van waar hulle wortels sit en die voeding wat hulle daar kry, kan floreer. Maar die plant aan jou linkerkant is besig om selfs in die situasie wat nie ideaal is nie, in uitdagende plekke, as gevolg van waar sy wortels vas is, goed te doen. En dit gaan soms nie altyd oor waar jy geplant is nie. Dit gaan oor waar jou wortels vas is, wat dit moontlik kan maak vir jou, om op 'n ander manier te kan leef en selfs te kan blom. Ek weet nie of julle mense ken wat plante het of mooi plante het nie, en ons het vriende wat so is, en hulle het hierdie beautiful plante in hulle agterjaard, en hy groei mooi, en dan staan ek en gesels oor die plante, en dan, partykeer sê mense dinge vir jou wat jou frustreer, ek is nie goed nie, ek het nie groen duime nie, ek is baie sleg met plante, ek hou 'n bietjie van tuin maak, en ek hou van plantjies, en as dit mooi gaan, maar ek maak dood, voel dit vir my meer as wat ek lewe bring, as dit by plante gaan, en ek probeer alles in die kompos en alles, en die plante hou nie, en nou staan ek by hierdie mense en die plante is mooi. En ek vra vir hulle, hoe doen julle dit?
Ek wil nou leer, ek wil inligting hê wat my gaan verbeter. Hulle sê, nee, ons weet nie hoekom die ding groei nie. Die sade het geval in die kind se speelput, waar sy met die sand en die goedjies speel, en toe soort van groei het net en hulle gee elke nou en dan water. En ek is frustreerd, want al kompos ek, né? En al kry ek reg en ek kry die regte saadjies en hulle groei en die plantjies sit, dan vrek al my goed. Die mense laat val op ongeluk sade in hulle kind se standpunt, waar die honde aan die doen is met hulle dinge en die kind grawe uit en jy kry plastiek bakkies en die ding floreer. Want dit gaan nie altyd oor wat jy sien rondom hom nie, waar die wortels sy fondasie vind. En die voeding wat hy daar uitkry gaan maak of hierdie plant groei of nie. Ek en jy het nodig om ons fondasie op die regte plek te sit. Dat maak nie saak waar ons geplant is nie. Ons die voeding kan kry om te floreer. Ons val terug na Josef se storie toe en ons begin saam lees. Josef het sekere gewoontes en maniere gehad wat so in sy menswees ingebou was. Dat maak nie saak waar jy hom plant nie. Daai fondasie is so vas dat hy kan wees wie hy moet wees. Ons lees saam daarvan Genesis 39 vers 19 af. Hy sê, toe sy eienaar, dis nou Potifar hulle wat hom uitgeskop het, die woorde van sy vrou hoor, dit wat sy vir hom gesê het, dit is die dinge wat jou slaaf aan my gedoen het hy kwaad geword. Josef se eienaar het hom gevat en hom in die gevangenis gegooi, die plek waar die koning se gevangenis aangehou is. Hy was daar in die gevangenis, maar die Here was met Josef en het in sy troue liefde na hom gekyk. Hy het aan hom guns geskenk in die oë van die hoof van die gevangenis. Die hoof van die gevangenis het al die gevangenes wat in die gevangenis was, stongknoper daarso, onder Josef se beheer geplaas. Alles wat daar gedoen moes word, het hy gedoen. Die hoof van die gevangenis het nie omgesien na enige iets wat onder Josef se beheer was nie, want die Here was met hom en wat hy gedoen het die Here laat slaag. Maak nie saak waar Josef gegaan het nie, was die guns van die Here op hom. Daarom selfs in sy tronkseisoen, selfs toe Josef in die tronk vasgevang was, het hy floreer, want die guns van die Here was op hom gewees. Dit kon nie maklik of eenvoudig gewees het om daar te wees nie. Josef se fondasie was wel vas. So in daai tyd kon hy voeding kry by sy God, sodat hy kan doen wat hy moet doen daar met die regte hart. Ek het al 'n paar keer van hier af gesê, jou hartspostuur. En wat ek daarmee bedoel is net, wat is die postuur waar in jou hart is? Jy weet, as iemand agteroor sit, en die postuur waar hulle is, kan vir jou baie sê van hulle, of hulle regop sit en gereed is. Wat is die postuur van jou hart in die seisoen waar jy is? Josef se hartspostuur was so dat in alle omstandighede was hy besig om getrou die Here te dien en daar was guns op hom gewees vir daardie situasies. Partykeer dink ek ons is so besig dat ons nie besef dat God ons dalk geroep het om te kom dien op die plek waar hy ons gesit het nie. En dat ons so half 'n skeiding gemaak het tussen ons Sondag geloof en ons Maandag lewe. Ons lees dan 'n bietjie verder aan. Josef sit daarso, hy het hierdie goddelike gawes en hy dien en dit gaan goed met hom. Ons lees verder in Genesis 40 vers 5 tot 6. Vers 5 sê, die skinker en die bakker van die koning van Egipte, wat gevange gehou is in die gevangenis, het albei in dieselfde nag 'n droom gehad. Elkeen sy eie droom met sy eie betekenis. Toe Josef die oggend by hulle kom en hulle sien, merk hy tot sy verbasing, hulle is bedruk. Hy vra toe vir die farao se paleisamptenare wat saam met hom daar onder bewaking was in die huis van sy eienaar. Waarom het julle vandag sulke somber gesigte? En dan vers 8. Hulle sê toe vir hom, ons het gedrome en daar is niemand wat dit kan verklaar nie. Toe sê Josef vir hulle, hoort verklarings nie by God nie. Vertel dit tog vir my. Josef eerstens in 'n uitdagende oomblik kyk na die mense rondom hulle en hy let op dat dit met hulle sleg gaan.
So selfs in sy bedrukte oomblik, let hy op hoe dit met die mense rondom hom gaan. En in daai oomblik let hy op daar's mense wat bedruk is en sukkel, en hy is daai kompas wat wys na God toe, en hy kom gee vir hulle die antwoord waarvoor hulle gesoek het. God gee vir ons baie keer geleenthede om die gawes wat hy vir ons gegee het uit te leef in hierdie bedrukte tye. En ons is aan die droom dat God eintlik dinge vir ons moet beter maak, waar hy eintlik vir ons gestuur het na daardie omstandighede toe, om sy mondstuk te kan wees. En dan moet ons kop begin draai. Want ek kan nie sê, yes Here, ek is hier, maar vat dit weg, vat my ergens anders heen nie, want God het jou gestuur na hier. God het jou daar gesit en jy vra dalk nog, Here, hoe lank nog moet ek hierso wees? Maar hy wil werk in hierdie seisoen. En hy het jou gekies om daai werk mee te kom doen. En wanneer ons nederig kan word, en sê, yes Here, ek vertrou U dat selfs hier waar ek is U aan die werk, kan God anders deur ons lewens begin leef. Selfs in daardie moeilike situasies. Nou, dit is makliker om na Josef se verhaal te kyk, want ons ken die einde daarvan. Was jy ooit in 'n uitdagende oomblik en dan deel jy dit met iemand, en dan was daardie persoon maybe 'n paar jaar terug in daai selfde oomblik, en hy sê, moenie worry, dit gaan beter word, want hy was al deur wat jy deur was, maar jy's nog nie daardeur en jy sit nog in jou moeilikheid. Josef se verhaal is so een waar ons sien, ons weet waartoe hy gaan en ons weet waar hy gaan eindig, so dit is makliker om die hoop te sien, maar in daai situasie was dit baie moeilik geweest. Genesis 40 vers 14 lees so. Maar dink aan my, dit is toe hy klaar met die skinker gepraat het. Dink aan my, wanneer dit met jou goed gaan. Bewys asseblief trou aan my en maak melding van my by die farao. Kry my so uit hierdie huis uit. Vers 15, want ek is inderdaad ontvoer uit die land van die Hebreërs. Ook hier het ek niks gedoen waarvoor hulle my in die put moes gesit het nie. Dan praat hy met die bakker en aan die einde van Genesis 40 daar vers 23 gesê dat die hoof van die skinker het egter nie weer aan Josef gedink nie. Hy het hom vergeet. Josef word gesit in 'n situasie om die regte drome uit te lê, maar daarna word hy steeds vergeet. As jy verder aanlees, is daar nog 2 jaar wat verbygaan voor Farao se droom. Waarin hy werk in die tronk, waarin hy goed doen, so goed soos wat hy kan in die moeilike situasie waarin hy is. Nou ek wil hê, jy moet gou 'n oomblik vat, dink gou terug 2 jaar terug van nou af. So dink gou vinnig 2 jaar terug, waar was jy, waar was jou kinders miskien, waar was jy by die werk gewees, baie kan gebeur in 2 jaar. Om 2 jaar moed te hou, is uitdagend. Om vir 2 jaar aan te hou hoop in moeilike situasies is uitdagend. As jy dalk in 'n moeilike werkplek was toe en nou is jy op 'n beter plek, is dit wonderlike nuus. Dalk is jy al 2 jaar aan die bid dat die Here vir jou uitkoms moet gee en hy het nog nie. En jy sit nog waar jy sit. Nou 2 jaar voel lank, maar in Genesis 37 vers 2 lees ons Josef was 17 toe hy verkoop was in slawerny in. En aan die einde van Genesis 41, daarby 46, lees ons Josef was 30 jaar oud, toe hy by Farao begin werk het. 2 jaar is lank, maar 13 jaar is 'n leeftyd. 13 jaar van slawerny, van tronkstraf, wat hy getrou kan bly aan dit waarvoor God vir hom geroep het. Daar is mense hier wat al 13 jaar vir 'n uitkoms bid. En dit nog nie ontvang het nie. En dan is dit so belangrik om te sê, die God wat wonderwerke kan doen, ek hou nie net vas aan daai wonderwerk nie, ek bly getrou met die gawes in hierdie situasie. Ek hou aan om in en deur al hierdie moeilike oomblikke getrou te bly aan my God. Josef se verhaal is eintlik 'n lekker een om te kan lees van bedrukking en frustrasie en dit eindig by 'n plek van hoop. Maar daar is verhale in die Bybel wat nie so gaan nie. As ons kyk na die verhaal van Johannes die Doper. En Johannes die Doper is die stem in die wildernis en dit help ons om te sien wie en wat Jesus is. En Johannes die Doper se verhaal is een wat ons ken en daar aan die einde van sy verhaal sit hy in die tronk by koning Herodes.
En hy stuur 2 van sy disippels na Jesus toe. En hy sê, is U werklik die ou vir wie ons gewag het? Is U werklik die Messias? En Jesus antwoord om uit skrifverse daar wat in Jesaja geskryf is te kom sê, hierdie word vervul. Jesus antwoord, hy sê, maar die blindes sien, en die lammes loop, en die melaatses word gereinig, en die dowes hoor, en die dooies word opgewek, en selfs die armes hoor die evangelie. En hy is besig om te sê, dat daai ou vir wie julle gewag het, dit is ek. En in hierdie oomblik kry Johannes die Doper hierdie goeie nuus en hy vind uit dat dit is wie God is. En in hierdie uitdagende situasie is daar antwoord, maar kort daarna word hy doodgemaak. En deur Johannes die Doper se laaste woorde, sy laaste opdrag wat hy aan sy mense gegee het, kry die disippels van Jesus en die volgelinge van hom. Hulle kry hierdie goeie nuus, hierdie confirmation, die bevestiging dat Jesus is wie hulle voorgewag het. Maar Johannes die Doper se verhaal eindig nie met hierdie goeie nuus aan die einde nie. Want sy doel is voltooi. Dit waarvoor God hom gestuur het is voltooi. En ek dink ons kry soms dit reg om so in te zoom na een karakter of een persoon toe, dat ons mis dat God met soveel meer aan die doen is. As ons kyk na Josef se storie en ons zoom uit 'n paar honderd jaar, dat jy 600 jaar voor hom en 600 jaar na hom kan sien, dan sien jy dat God het hom nodig gehad daar, om in 'n situasie te kan wees, om met Farao te kan praat, wat geen ander Hebreër op daai tyd met Farao oor kon gepraat het nie. Dat toe hy nie uitkoms gehad het nie, kon sy skinker gesê het, maar ek ken 'n man wat jou kan help. En was hy nie in die tronk nie, sou hy nie daar gewees het nie. En as gevolg van die feit dat hy in die tronk was, kon hy met Farao praat, kon hy verhef word tot 'n hoë posisie, kon in 'n tyd van droogte, kon hy die enigste hoop gewees het vir sy volk. En kyk ons 600 jaar later, as gevolg van die feit dat hulle daar is, raak hulle slawe in Egipte en Moses moet hulle daar kom red. God het 'n manier om hierdie groot plan te laat werk. En hy sit die regte mense in die regte plek om dit te kan laat gebeur. En hoe selfsugtig van ons om te sê, Here, nie ek hier, nie sit iemand anders hier. Dis moeilik. Dis frustrerend, dis uitdagend. Stuur iemand anders om hierdie las te kom dra. Ek dink ons mis soms die voorreg wat dit vir elkeen van ons is, om binne God se groot plan te kan kom ons deel doen. Om ons getroue dienaars te kom wees hier voor hom. Toe hulle met Jesus praat oor en sê, Here, wat is ons rol hier? Ons hier op aarde, antwoord Jesus vir hulle in Matteus 5 vers 13 tot 16. Hy sê, julle is vir die aarde, soos sout in kos, maar as sout nie meer soos sout smaak nie, dan gaan niemand dit weer soos sout laat smaak nie. Daardie sout beteken niks. Mense gooi dit buite weg en hulle trap het daarop. Vers 14, julle is vir die wêreld soos lig wat skyn. As 'n stad bo op 'n berg lê, dan kan al die mense die stad sien. Vers 15, so steek 'n mens ook nie 'n lamp op en maak dit dan toe met 'n emmer nie. Nee, 'n mens sit 'n lamp op 'n lampstander. En die lig skyn sodat almal in die huis kan sien. So moet die mense ook julle lig kan sien. Hulle moet sien julle lewe reg, dan sal hulle ook julle Vader prys wat in die hemel is. Wat as jy is presies waar jy moet wees, om 'n lig te wees in 'n donker plek waar daar anders nie lig sou kon wees nie? Wat as God jou gesit het in die tronk soos Josef, om God se mondstuk te kan wees, daar waar jy nou is, en daar waar jy nog nie weet jy gaan moet wees nie? Wat as ons nie ons situasies verbywens nie, maar vertrou dat die God wat agtertoe alles in tyd en vorentoe alles in tyd weet, dat daai God 'n plan het groter as my verstaan, en my getroue liefde, en die feit dat ek 'n getroue dienskneg van hom is, my sal lei, om te doen dit wat hy van my verwag. Soos die blom wat ons aan die begin gesien het, mag ons fondasie so vas wees in ons God, dat maak nie saak van die situasie waarin ons geplant is nie.
dat ons sal kan floreer. Daar's 'n Engelse gesegde wat sê, bloom where you're planted. Mag jy floreer. Mag jy blom daar waar jy is, nie noodwendig omdat die situasie ideaal is nie, maar omdat jou fondasie reg is. Vriende, hierdie is ongelukkige, ongemakliker gesprek. Waar ons nie opstaan en sê, yes Here, ek weet, ek gaan en nie uithardloop nie. Hierdie is een van my gesprekke waar ek sê, yes Here, hou my soos Josef gefokus in hierdie situasie. Hou my getrou in alle tye. Help my dat my fokus by U moet wees. Mag ek nie net droom vir 'n wonderwerk nie. Ja, vir God is alles in staat. Ek gaan hom nooit in 'n boks sit nie. Hy kan doen wat hy wil, waar hy wil, hoe hy wil, maar al doen hy nie, sal ek getrou bly. Sal ek aanhou doen, sal ek aanhou gee en sal ek aanhou gaan. Mense, alles is vir God moontlik. Maar mag ons getroue dienaars wees in alle situasies. Ek gaan jou nooi om gou jou oë toe te maak net daar waar jy is. Ek wil vir ons saam bid. En ek nooi jou net in 'n oomblik om jouself te herinner dat my God is nie my God omdat hy my uit hierdie situasie uitkry nie. My God is nie my God omdat 'n wonderwerk kom en dit gaan maklik nie. Hy is nie my God as gevolg van dit wat hy vir my kan doen nie, of gedoen het, of gaan doen nie. My God is my God as gevolg van dit wat hy vir mensdom kom doen het. Dood gegaan het aan 'n kruis om 'n lewe saam met hom moontlik te maak. Sonde en die dood kom oorwin het as gevolg van wie daai God is. Lê ek my lewe neer as 'n slaaf in diens om in diens te wees van hierdie koning. Mag wat ek wil hê nooit dit dryf nie. Mag wat hy kom gee dit dryf. Here, dankie. Dat ek my fokus nie hoef te sit op myself en wat ek wil hê nie. Here, dat my fokus kan wees by U. Here, mag ek nie as deel van hierdie consumer oorlewing, hierdie wêreld wat sê jy moet kry en jy moet kry en jy moet dit gaan oor jou, mag dit nie my manier wees van dink oor U nie. Mag my fokus nie selfsugtig wees wanneer dit kom by U nie. Nee, Here, mag ek my lewe neerlê in diens van U. Here, mag dit wat ek doen en dit wat ek sê, mag dit my en die mense rondom my nader bring aan U. Mag ek die lig in 'n donker plek wees. Here, ek maak my hartsbegeertes aan U bekend. Here, as U my wil skuif van my moeilike situasies doen, Here, maar ek weet dat U planne is groot, U weë is hoër as myne en ek sal getrou bly in my diens van U, maak nie saak waar ek geplant is nie. Here, help my om my fokus by U te hou, my lewe by U te hou. Mag U my hart kom verander en U my lei. Here, dankie vir vriende, dankie vir mentors, dankie vir die mense rondom my wat nie net vir my lei na uitkomste toe nie, maar lei na U toe. Here, hou ons getrou en bemoedig ons in alle situasies. Amen. Amen.